Goeienaand en welkom terug by ons reeks Eindtyd Onthullings, waar ons die waarheid onthul en leuns ontmasker. Wie het almal gisteraand se lesing geniet? Daar's hy, hande is op. Interessant geweest, né? En om te kan sien hoe dit alles by mekaar uitkom. Nou, daar is nog baie om daaroor te studeer en nie alles is daarop bespreek nie. So maak seker dat jy jou boekie het. As jy nie gisteraand jou boekie gekry het nie, kry dit net weer as jy uitgaan. Vir die wat aanlyn luister, onthou, jy kan jou boekie bestel by learnedprophecy.com. Nou, vanaand gaan Ewe met ons gesels oor die geheime wegraping. Wat is so geheimsinnig daaroor? En wat moet ons weet volgens die Bybel? Maar kom ons verwelkom nou vir Ewen en ons vra hom 'n paar vrae. Goeienaand. Goeienaand Ewen. Ewen, gisteraand het jy vir ons 'n paar dinge gewys en dit was baie interessant geweest om dit te hoor. En daar het 'n paar vrae ingekom oor dit wat bespreek was. So die eerste een, 'n stelling is gemaak dat waar ook al jy gesterf het in die see of elders, dat jy weer terug sal keer na die verheerlikte liggaam met die wederkoms. Maar wat gebeur met diegene wat veras was, of dit nou 'n gewillige besluit was of nie? Goed, baie interessante vraag daai. Sommige mense glo dat mens glad nie as 'n gelowige veras behoort te word nie, dat dit eintlik 'n heidense gebruik is. Nou is dit so dat sekere heidense volkere wel verrassing gebruik het as 'n metode om van liggaamlike oorskot ontslae te raak. Die vraag is dit Bybels toelaatbaar al dan nie? Daar's niks in die Bybel wat sê jy mag nie 'n liggaam verbrand om daarvan ontslae te raak nie, maar daar's ook niks in die Bybel wat sê jy moet dit doen nie. Daar's wel een voorbeeld wat ons kry van verrassing in die Bybel, en dit is in die geval van Saul en sy seun Jonathan. Nou, nadat Saul op sy swaard geval het en sy seun ook gesterf het, is Saul dan onthoof en die liggaam van Saul en sy seun is in die vijandige nasie se muur opgesit, en toe het brawe manne gegaan en daai liggame weer daar gaan afhaal, daai liggame verbrand en daarna die beendere wat oorgebly het begrawe. En as jy kyk hoe die Bybel daarop reflekteer en ook die Gees van Profesie, dan sit 'n baie positiewe reaksie wat gelewer is daarop. Dit sê dit was 'n eerbare manier om van daai liggame ontslae te raak. Nou moet ons een ding onthou, of jy veras is of nie, het niks te doen met of jy gaan weer opgewek word by die wederkoms al dan nie. God is nie afhanklik van die oorspronklike materie om iemand weer by mekaar te sit nie. Dink byvoorbeeld daaraan as iemand byvoorbeeld deur 'n dier geëet is, of selfs deur 'n mens geëet is, dan word daai materie deel van daai persoon se liggaam ensovoorts. God is nie afhanklik van dit nie, so dit maak nie saak of iemand in die see verdrink het, of hulle verbrand is, of wat ook al nie. Daai persoon kan dan weer herlewe. Die oorspronklike materie is nie 'n bepalende faktor nie, want God het die vermoë om selfs uit niks uit te skape nie. Daar is nog 'n ander vraag wat min of meer in dieselfde konsep is, en dit is 'n lewende wese word gesien dat beide jou asem en dit wat geskaap is by mekaar kom. Dit is nou deel van die liggaam. Maar wat gebeur met kinders wat geaborteer is deur iemand wat nie in God glo nie? Goed. Die ouer is nie die bepalende faktor in terme van as iemand se ouer ongelowig was, dan is die kind by default ongelooflik ensovoorts nie. Elke persoon word geëvalueer, word dan nou gered op hulle eie verhouding met Jesus Christus. Maar wat nou in die geval soos wat hy van noem as iemand geaborteer is? Daai vraag is onskeibaar van die konsep van iemand wat byvoorbeeld gebore is met 'n ekstreme verstandelike gebrek. Die persoon kan nie vir hulle self dink nie, hulle kan nie die evangelie hoor nie, hulle kan nie verlossing in Jesus Christus aanvaar of verwerp nie. Die feit van die saak is, die Bybel vertel vir ons, daar's een manier waarop jy gered word, en dit is met daai lewende verhouding met Christus. Sê ek dan daai mense is nie gered nie? Nee, ek sê net eenvoudig ons weet nie. Onthou, daai persoon het nooit willens en wetens gerebelleer teen God nie, maar hulle is ook in sonde gebore. So daai aspekte, daai nuances van die oordeel, wil ek my nie oor uitspreek nie, dis in die hande van God. Hy gaan bepaal, want onthou, hy is ook 'n genadige God. Daar is sekere mense wat glo dat in daai tipe van geval,
so 'n persoon net eenvoudig nooit weer gaan herleef nie, maar daar is nie 'n Bybelteks wat dit vir ons noem nie. So daar is verskillende mense, sommige gaan sê, hulle is omdat hulle Christus nooit amptelik aangeneem het nie, is hulle verlore, ander gaan sê, omdat hulle nooit teen hom gesondig het nie, of dan nou nie die vermoë gehad het om willens en wetens te kon sondig nie, het hulle ook nie teen sy wet oortree nie. Daarom kan hulle nie skuldig wees nie. So daar is verskillende denke. Ek persoonlik verkies om te sê, weet jy, dis nie in my hande nie. Al wat ek weet, God is regverdig. En die regverdige uitkoms vir hulle sal gebeur. So ek sal eendag, wanneer ons daarbo aankom, sal ek uitvind wat het met hulle gebeur. Nog 'n vraag, daar is gestel dat die siel nie apart is van die liggaam nie. Hoe weet ek dat wanneer ek opstaan uit die dood, ek opgewek gaan word en nie iemand anders as 'n liggaam gaan wees nie? Goed. Onthou, wie is die een wat mense opwek uit die dood uit? Dit is uit die aard van die saak, daai lewe wat terugkom van Christus af, maak Christus foute. Hy gaan jou nie in iemand, ek gaan nie in Brad Pitt se liggaam terugkom of iets soos dit nie. In elk geval dankbaar, want ja nee, you wish. Maar in elk geval, God maak nie sulke tipe van foute nie, en wanneer hy vir ons sê, dat ons het daai hoop, dat wanneer ons sterwe, dan gaan ons weer opgewek word, as ons gelowig is, dan aanvaar ons, dit gaan nog steeds ons wees. Nie noodwendig in die vorm wat ons nou is nie, in hierdie lewe het ek nie hare nie, maar daar is ook nie probleme met hare in die hemel nie, so ek sal waarskynlik 'n bos hare in die hemel hê, maar dit gaan ek wees nog steeds, al mag ek dalk effens anders lyk as nou, gaan waarskynlik in elk geval nie grys wees nie, want grys is ook 'n teken van ouderdom ensovoorts, so ek weet nie of ons daai tipe van ding in die hemel gaan hê nie, maar ek weet een ding, die Bybel sê, as ek in die Here glo, dan gaan ek weer opgewek word wanneer Christus kom, so dit moet ek wees. So die identiteitsbepaling lê in wie en wat daai persoon is. Die liggaam mag dalk bietjie anders lyk. Ek dink aan as byvoorbeeld my pa's nou 'n paar maande terug oorlede, hy was 91. Hy gaan verseker nie wil opgewek word met 'n 91-jarige se liggaam nie. Hy gaan waarskynlik opgewek word nog as 'n jong man. Weet jy wat ek meen, daar's nie foute en gebreke in die hemel nie, so ons gaan nie noodwendig fisies dieselfde lyk nie, maar die bewustelike is nog steeds daai selfde persoon. In Lukas 23 vers 34 is daar 'n uitwysing gemaak oor die plasing van 'n komma in die sin. Hoe kan ek vertrou dat die Bybel wel betroubaar is? Goed. Ons moet een ding verstaan, wanneer ons sê dat die Bybel is geïnspireer, dan sê ons nie elke liewe vertaling van die Bybel is geïnspireer nie, daar's geen gronde daarvoor nie, want daar sekere Bybels wat net eenvoudig nie bly by die oorspronklike teks nie. Die oorspronklike tekste is deur die Heilige Gees geïnspireer. Maar wanneer dit kom by vertalings, moet ons versigtig wees, want mense wat Bybels vertaal, het die geneigtheid om die Bybel te vertaal vanuit die perspektief wat hulle het oor sekere leerstellings. So, sekere leerstellings kan jy baie makliker uit een Bybel wys as uit 'n ander vertaling uit. Bloot net omdat dit vertaal is deur iemand wat daai siening huldig en hulle vertaal op so 'n manier dat hulle makliker hulle siening kan wys. Daarmee sê ek nie moenie jou Bybel vertrou nie. Al wat ek sê, wanneer jy intense ernstige Bybelstudie gaan doen, moenie net een vertaling gebruik nie. In sekere gevalle is die Afrikaanse ou vertaling die beste wat jy het in Afrikaans, maar in ander gevalle is die 2020 vertaling, wat oor die algemeen nie 'n baie goeie vertaling is nie, is hy beter vertaal as die Afrikaanse ou vertaling. So, sonder om in tekskritiek in te gaan, wanneer ons studeer, gebruik meer as een vertaling, en wanneer jy noemenswaardige verskille sien, gaan delf 'n bietjie dieper. Vandag is ons baie bevoorreg. Ons het die tegnologie dat jy nie 'n absolute kenner hoef te wees in Hebreëus of Grieks of Aramees om daai tekste se nuances 'n bietjie beter te kan verstaan nie. Daar's programme soos byvoorbeeld eSword en daar's konkordansies, daar's leksikons wat mens kan gebruik om vinnig na te slaan en te kan sien as twee vertalings 'n noemenswaardige verskil het, waarna verwys dit werklik? Wat is die werklike betekenis van die teks? En dan kan jy bepaal watter een van daai twee vertalings is die beste wat daai een spesifieke aspek aanbetref. Ek gaan een voorbeeld noem. Ons het byvoorbeeld, ek persoonlik is nie 'n baie groot voorstander van die NIV vertaling nie. Ek het baie Bybels op my rak, die een Bybel wat ek nie op my rak het nie is die NIV. Maar, as iemand vir my vra, wat gebeur in terme van die hel?
dan gaan ek eerder die NIV gebruik as die King James. Want die King James, alhoewel hy definitief my Engelse Bybel van voorkeur is baie swak vertaal. Hy's onkonsekwent vertaal wat die hel aanbetref, maar die NIV nie. En jy gaan dit nie optel tensy jy nie beide van daai weergawes gebruik wanneer jy jou studie doen nie. So gebruik meer as een weergawe en so leer jy om te verstaan watter van die vertalings is meer betroubaar as die ander wat sekere temas aanbetref. En net weer eens, as jy enige vraag het oor vanaand se aanbieding of van die vorige aanbiedings, onthou jy kan jou vraag vir ons neerskryf en dan net vir ons inhandig daar agter en ons sal dit dan vra met die volgende program of gebruik ons WhatsApp nommer 060-248-1172 en wanneer die WhatsApp inkom, sal ons dan daardie boodskap vat en dan vir Ewen aanstuur as ons dit nie hierso direk antwoord nie. Of gaan na ons webtuiste toe, awrafrikaans.org. En op die tuisbladsy is die opsie waar jy jou Bybelvraag dan kan instuur. Net weer 'n herinnering, vanaand se aanbieding is ook in boekvorm, so vir die wat hier is, onthou, as jy uitgaan vanaand, kry jy 'n boekie, want nie alles wat hy gaan vanaand bespreek is noodwendig, of nie alles wat in die boekie is, gaan jy vanaand bespreek nie, so maak seker dat jy die boekie het, om dan net weer bietjie terug te gaan lees en te kan sien waarna toe alles verwys het. Waarom die boekie te kry vir die wat online luister, gaan na lindprophecy.com en daar op die webtuiste kan jy jou boekie plus ander boekies wat deur Ewen geskryf is ook aflaai. Maar kom ons kyk nou oor vir Ewen vir vanaand se aanbieding. Dankie Heinrich. Die mees algemene siening oor die wederkoms in evangeliese kerke oor die wêreld, maar veral in Amerika, is dat daar 'n geheime wegraping gaan plaasvind. Ons moet onsself afvra, is hierdie lering Bybels of nie? Want die feit dat baie mense die lering aanhang, beteken nie in sigself dat dit Bybels is nie. Dis nie 'n demokratiese stemming wat bepaal, is dit Bybels ja of nee nie. Die Bybel is die fondasie van ons geloof. Ons kan nie gaan op, maar ek is oortuig van hierdie of ek is oortuig van daai, sonder om die Bybel as die fondasie te hê nie. Want ons kan baie maklik sekere leerstellings aanhang, sonder dat dit 'n fondasie het. Nou, party mense wil die Bybel uitsny. Party mense wil gaan en sê, maar die Heilige Gees sê sommer reguit vir my. Maar nou is die probleem. Wat as die Heilige Gees dan vir iemand anders iets anders sê? Want sommige mense sê, maar die Heilige Gees vertel vir my dit, en ander sê, maar die Heilige Gees vertel vir my dat. Hoe weet jy wat is waar? Is waarheid relatief? Hang dit af van persoon tot persoon? Ons het vandag in die wêreld daai idee. I have my truth, you have your truth. We don't need to agree. Dis nie 'n relatiewe ding nie. Bybelwaarheid is universele waarheid. Dis nie relatief tot die individu nie. Daarom moet ons seker maak, dit wat ons glo is geanker in die Bybel. Nou vandag maak ons daai beginsel van toepassing op die geheime wegraping. Ons gaan kyk na 4 spesifieke pilare van hierdie leer. Waarom net 4 pilare? Die geheime wegraping is eintlik die resultaat van 'n baie groter leerstelling wat genoem word dispensasionalisme. Nou ek gaan nie nou in detail ingaan nie, want daar's verskillende weergawes van dispensasionalisme. Die woord dispensasie verwys eintlik na 'n tydperk. Sekere teoloë deel die geskiedenis van die mensdom in 7 tydperke, sommiges in 5, sommiges net in 3. Nou, as hulle so met mekaar argumenteer oor die geldigheid van die verskillende sienings, net wat dispensasie aanbetref, dan kan julle dink wat 'n tamaletjie is dit om so ding in een studie uit te lê. Maar die resultaat van enige van daai forme van die dispensasieleer is die geheime wegraping leer. En ons moet gaan kyk waar kom dit vandaan. Want as dit kom van 'n bron wat nie betroubaar is nie, dan loop ons 'n geweldige gevaar as ons daarin glo. So, ons gaan wel kyk, waar kom die leer vandaan, wat is die aanvanklike oorsprong, hoe dit ontwikkel om te word, dit wat vandag in kerke geleer word, as die geheime wegraping leer. Maar, ons het ook nie die tyd om die volledige wegraping studie te doen nie. Ons gaan net kyk na 4 sentrale pilare, en as daai pilare knak en vou in mekaar tuimel, dan kan die hele groter geheime wegraping leer, en by ekstensie die hele dispensasie leer nie korrek wees nie.
So ons gaan spesifiek fokus op 4 aspekte van daai leer. Maar kom ons begin. Deur onsself af te vra, is jy mislei? Kan enige iemand hand opsteek en sê, maar ek is mislei? Nee, jy kan nie. Want die oomblik wat jy hand opsteek en sê, ek is mislei, dan is dit eintlik 'n teken dat jy nie mislei is nie, want hoe weet jy is mislei? Die grondbeginsel van misleiding is dat jy dit nie weet nie. Jy's onbewus van daai slenter waarvoor jy val. So, kan dit wees dat ons 'n rad voor die oë gedraai is, omdat ons nie self 'n saak ondersoek het nie, dat ons 'n sekere leerstelling glo, omdat ons dit gehoor het, en omdat sekere Bybeltekste aangehaal is, maar buite konteks, en die oomblik wat jy die konteks gaan bestudeer, dan kom jy agter, maar dis glad nie wat die Bybel sê nie. Dis definitief moontlik, en dis wat ons vandag moet ondersoek. Kyk 'n bietjie, in Matteus hoofstuk 24, wat by uitstek in die evangelies, die hoofstuk is wat vir ons die meeste vertel van eindtyd gebeure, kry ons sekere woorde wat herhaaldelik gebruik word, wat vir ons vertel wat die gevaar is in ons tyd. Ons begin by Matteus 24 vers 4 en 5. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Ons kry daai woord al klaar 2 keer, net in 2 verse, paar verse verder. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. So hy sê, in die einde van tyd, gaan daar mense wees wat mense gaan mislei. En daai mense is dan spesifiek profete. Maar hulle is valse profete. So hulle gaan vals profeteer. Onthou in 'n vorige lesing, waarom het die engele, is 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp? Omdat Satan hulle mislei het. Hy het vals geprofeteer. So hierdie mense het dieselfde karakter as Satan. Hulle profeteer vals. Hulle maak asof hulle praat onder die inspraak van die Heilige Gees, maar hulle doen nie. Dan, vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. 4 keer kom die term mislei voor. En let op, want ons gaan dit later weer teekom. Die Bybel sê, dat daai valse profete, en selfs valse Christusse, kan groot tekens en wonders doen. So wanneer jy iets bonatuurlik sien gebeur, moenie dink is outomaties van God af nie. Want die Bybel sê, Satan kan dit namaak. Hy kan dit naboots. En mense wat net eenvoudig gaan op die manifestasie, hier gebeur nou iets bonatuurlik. Hulle gaan dink, dis van Christus af, sonder om die manifestasie te toets aan die hand van die Bybel, en dan word hulle mislei. Maar die oomblik wat jy sien, hier is 'n bonatuurlike manifestasie, en jy toets dit aan die hand van die Bybel, en jy sien, hier so is nou 'n verskil, dan gaan jy kan identifiseer, is daai waarheid of is dit valsheid? As dit met die Bybel verskil, dan is dit vals leer. So, ons gaan vandag nie noodwendig 'n bonatuurlike manifestasie toets nie, maar ons gaan hierdie beskrywing van die geheime wegraping toets. Kyk watter verse hulle gebruik, en dan gaan ons kyk, maar is dit wat die Bybel werklik leer, of is dit misleiding? Nou, meeste mense ken die geheime wegraping leer te danke aan hierdie boek, Left Behind, geskryf deur Tim LaHaye en Jeremy B. Jenkins, en soos wat julle daar op die wit plakkertjie kan sien, meer as 15 miljoen in daai reeks het verkoop teen daai tyd. Hierdie boek se prentjie kom van omtrent so 15 jaar terug af. So dis miljoene der miljoene mense wat hierdie boek en die ander boeke in die reeks gelees het. Nou hierdie boek het ook dan in 'n rolprent weergawe uitgekom met Kirk Cameron as die hoofakteur, die rolprent se naam ook Left Behind, en daai rolprent het so groot impak gemaak dat Hollywood gesê het, nee, maar ons wil hierdie rolprent ook maak. Ons glo daar's genoeg mense wat hierdie sal wil sien en wil blootstelling hê hieraan, dat ons dit met 'n baie groter budget kan doen. En hy kom dan uit met Nicolas Cage as die hoofrolspeler. Nou in hierdie spesifieke rolprent, dan staan die sussie met haar boetie op die lughawe en sy gee haar boetie 'n drukkie. En die volgende oomblik is hy weg. Sy skoene lê op die vloer, sy broek lê op die vloer en sy hou net sy truitjie so in haar arm vas. Hy's weggeraap. So die idee van die geheime wegraping as dat jy liggaamlik in jou liggaam weggeraap word hemel toe, maar dat ongelowiges agterbly. So die gelowiges word weggeraap,
ongelowiges bly agter. Nou, dit is die tipe van prentjie wat hulle dan uitbeeld, dis hoe dit gaan lyk, want hierdie persoon is dan nou kamstig 'n gelowige gewees, hy was besig om net 'n breek te vat, hy was by die werk en ewe skielik is hy weggeraap en sy klere bly daar agter lê. Nou tipies studente in Amerika, toe 'n sekere predikant daar 'n datum geplaas het op die geheime wegraping en daar groot verwagting was op die een universiteit se kampus dat 'n wegraping gaan plaasvind. Toe kom van daai studente en hulle gaan lê oral op kampus klere in sulke hoopies neer. En van die Christene wat geglo het, hulle is nou ewe skielik nie weggeraap nie, het gedink, maar o genade, wat nou van my? Maar nou ja, nie 'n mooi ding om te gedoen het nie, maar dis half die prentjie wat mense dan het. Iemand gaan uit hulle liggaam uit, gaan hulle weg, of met hulle liggaam gaan hulle weggeraap word hemel toe. Nou, die webblad raptureready.com en dan hierdie prentjie op hulle bladsy gehad en hulle sê dan maar 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 verduidelik van hierdie geheime wegraping, daai ontmoeting met Christus in die lig. En soos wat julle daar kan sien, op die prentjie wys dit dat wanneer die wegraping plaasvind, gaan die grafte ook oop en die gelowiges wat afgesterf het, hulle word dan lewend gemaak, hulle ontvang hulle vernuwe liggame, hulle verheerlikte liggame en hulle gaan dan ook op hemel toe. Maar ons moet onsself afvra, wat behels die geheime wegraping? Waarvan praat dit spesifiek? Die eerste pilaar wat ons na gaan kyk, is die antichrist verskyn na die geheime wegraping. Met ander woorde, die gelowiges word weggeraap, dan verskyn die antichrist. Met ander woorde, die gelowiges gaan nooit op dieselfde tyd op die aarde wees as die antichrist nie. Hulle gaan nooit met hom te doen hê nie. Ons gaan heel aan die einde van die lesing terugkom na hierdie punt toe, want daar is 'n baie groot gevaar aan daai spesifieke siening. Dan, hulle sê daar is 'n 7 jaar tydperk, hulle praat daarvan is die laaste week wat afgesny is, en hulle sê dan die wegraping, wanneer dit plaasvind, is daai gelowiges in die hemel by Christus vir 'n 7 jaar tydperk. Tydens daai tydperk is daar verdrukking en groot verdrukking op die aarde, 3,5 jaar verdrukking, 3,5 jaar groot verdrukking, en in die einde van daai tydperk kom Christus terug met die gelowiges. Dan regeer die gelowiges saam met Christus op wat hulle noem die vrederyk van God op aarde. So dis dan 'n letterlike vrederyk vir 'n millennium lank, vir 1000 jaar lank op aarde. En dan sê hulle, dis 'n geheime koms, want Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag. En dan sê hulle, gelowiges word saamgeneem en ongelowiges word agtergelaat. Ons gaan een vir een hierdie evalueer, want is 4 kernpilare van die geheime wegraping leer, om te kyk, is dit Bybels, ja of nee. So kom ons begin met die eerste een, die antichrist verskyn na die wegraping. Kom ons gaan lees, wat sê die Bybel vir ons? 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 tot 3 sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms, en die woord wat vertaal word wederkoms is die woord parousia. Dit spreek van 'n ontmoeting, die verwagting is dat dit daai ontmoeting met Christus in die lig gaan wees. Het sê dit dan met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. So hy sê, wanneer het gaan oor hierdie ontmoeting, oor hierdie parousia, moenie verskrik raak, asof daai dag nou gaan gebeur nie, en dan kom vers 3, maar laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ons het weer daai selfde woord. Moenie laat iemand julle mislei nie. Waarom nie? Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou wie is die mens van sonde? Die seun van die verderf? Dis die antichrist. Wat sê die teks? Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Eers moet die afval kom, en daai woord afval is nie 'n opval nie. Want ek praat een keer met 'n Pinksterpredikant wat vir my sê, nee, jy verstaan hierdie woord verkeerd. Wat afval beteken is eintlik dat jy opval hemel toe. Nou ek het al baie goeders gesien val in my lewe. Nie een van hulle het opwaarts geval nie. Afval hierso is die woord apostasia in Grieks,
In Engels is dit apostasy. Met ander woorde, dis om afvallig te raak van gesonde Bybelse leer. Dis om weg te beweeg van wat die Bybel leer. So, die Bybel sê, moenie mislei word nie, daar gaan eers 'n afval kom, 'n massiewe wegbeweeg van wat die Bybel leer, en hierdie mens van sonde, die seun van die verderf, met ander woorde die anti-kris, moet geopenbaar word. So wat is die volgorde? Word jy weggeraap voor die anti-kris kom? Nee, dis hoegenaamd nie wat die Bybel sê nie. Die volgorde is eers anti-kris, dan wederkoms. Want hy sê, wanneer het gaan oor die wederkoms, moenie laat iemand jou mislei nie, eers moet die anti-kris kom. En hy gaan dit later herbevestig. So, ons gaan verder, vers 4. Hy sê, die teenstander wat homself verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, dis nog 'n beskrywing van die anti-kris, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? Nou, hierdie vers lei daartoe dat sommige mense sê, maar die tempel moet eers in Jerusalem herbou word. Maar, is dit werklik wat die Bybel van praat? Binne die Nuwe Testamentiese konteks, verwys tempel na die tempel in Jerusalem, of is daar na die kruisdood van Christus 'n ander definisie van tempel? Ons moet gaan kyk. Hy praat daarvan, in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Maar in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17, en in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, word dit vir jou duidelik gemaak dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Goed? So waar wil hierdie persoon werklik sit? In 'n tempel in Jerusalem, wat nie gebou gaan word nie? Of wil hy in die harte van mense as koning staan, wat hulle aanbidding aanvaar? Daar's 'n ander interpretasie van tempel in die Nuwe Testament. Ons is die tempel van God, en die anti-kris gaan in die lewens van talle mense soos God geag word, en maak asof hy God is. Ons gaan aan met die teks. Hy sê, en nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou, uit die weg geruim is. Nou baie mense sê, die een wat hom teehou, is die Heilige Gees. Dis 'n baie nuwe leer. Dis 'n leer wat eers op die toneel verskyn het, relatief onlangs, toe die futuristiese siening en interpretasie van profesie begin domineer het. Maar vir letterlik duisende jare is daai siening hoegenaamd glad nie gehuldig nie. Wat was die oorspronklike siening wat mense oor hierdie tema gehad het? Ons gaan dit nou sien. Vers 8 sê, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Let op, hier het ons weer die woord wederkoms, dieselfde woord wat ons in vers 1 gehad het, parousia. So wat vernietig die anti-kris? Die parousia. Maar mense sê dan die parousia in vers 1 verwys na die wegraping. As dit 'n wegraping is voor die anti-kris verskyn, hoe kan daai selfde gebeure die anti-kris vernietig? Kan julle sien dis 'n anakronisme? Daar is nie 'n logiese een ding volg op die ander daarin nie. Dis 'n totale verdraaiing van die tydlyn wat die Bybel vir ons gee. So, wat hou die anti-kris terug? Is dit die Heilige Gees? Paulus noem die Heilige Gees gereeld. So hoekom sê hy dan nie net eenvoudig, maar is die Heilige Gees wat hom gaan terughou nie? Hy noem die Heilige Gees dan in amper elkeen van sy boeke. Hoekom so geheimsinnig in hierdie geval? Want is nie die Heilige Gees nie, dis 'n ander mag wat van die vroegste tyd in die kerk al reeds bekend was aan die kerk. So, kom ons gaan kyk, Tertullianus, omtrent 200 na Christus, hy skryf, He who now hinders must hinder until he be taken out of the way. That obstacle is there, what obstacle is there but the Roman state, the falling away of which, by being scattered into 10 kingdoms, shall introduce Antichrist. Onthou die vorige lesing wat ons gedoen het, oor Openbaring hoofstuk 13,
en ook die ene wat ons gedoen het oor Daniël hoofstuk 7, het ons gesien, voordat die klein horingkie, die antichrist kan opstaan, moet sekere dinge gebeur. Een van die dinge wat moet gebeur, is dat die Romeinse ryk in 10 dele verdeel moet word, en dan gaan die klein horingkie, die antichrist opstaan, en hy gaan 3 ander horings ontwortel. As jy nie daai lesing gesien het nie, gaan kyk daarna, verfris die gedagte daar rondom. So, Tertullianus se interpretasie hiervan, en onthou, hy lewe in die tyd wat die Romeinse ryk nog daar bestaan het hy dit al reeds korrek geïnterpreteer. Hy het verstaan, die Romeinse ryk moet eers in 10 verdeel, voordat die antichrist na vore kan kom. En is presies wat hy sê. So dis nie die Heilige Gees wat terughou nie, dis die Romeinse staat. Hy moes eers verdeel, volgens Daniël hoofstuk 7 en Openbaring hoofstuk 13. Nog een, John Chrysostom, Johannes Chrysostomus, hy sê, only there is one that restrains now, until he be taken out of the way. That is the Roman Empire, is taken away, and then the Antichrist shall come. So al wat die Antichrist teruggehou het om te verskyn, was dat die Romeinse stelsel, die Romeinse ryk nog daar was. Die oomblik toe die Romeinse ryk tot 'n einde kom, en in 10 verdeel, toe kon die Antichrist opstaan. Met ander woorde, die Antichrist is nie iets wat in die toekoms lê nie. Die Antichrist is iets wat al reeds hier is, in ons midde. Ons moet hom net duidelik identifiseer, en dis waaroor die Daniël 7 lesing gegaan het. Dan ook, Edward B. Elliot, in die middel 1800s, hy sê, we have the consenting testimony of the early fathers, from Irenaeus, the disciple of St. John, down to Chrysostom and Jerome, to the effect that it was understood to be the imperial power ruling and residing in Rome. So hier noem hy nog kerkvaders wat ek nie eers genoem het nie. En hy sê, wanneer jy die kerkvaders gaan bestudeer, hulle het presies geweet. Dit was die Romeinse ryk wat weerhou het. Dan ook, Grattan Guinness, hy sê, here we have a point on which Paul affirms the existence of knowledge in the Christian church. The early church knew, he says, what the hindrance was. The early church tells us what it did know upon the subject, and no one in these days can be in a position to contradict its testimony as to what Paul had by word of mouth only told the Thessalonians. Onthou hy het dit vir die Thessalonicense gesê. Hy sê, ek het julle vertel toe ek by julle was, maar hy wil dit nie in 'n brief skryf nie. Hoekom wil hy dit nie in 'n brief skryf nie? Want as hy dit in 'n brief skryf, en die brief word onderskep deur enige van die Romeinse soldate, dan gaan hy nie net gevangenis toe gaan nie, hy gaan moet sterf, want dis hoogverraad teen die regering. En dis wat Guinness hier uitwys. Hy sê, it is a point on which ancient tradition alone can have authority. Modern speculation is positively impertinent on such a subject. Daar's nie 'n kwessie nie, ons kan nie hierdie ding wil herbedink en nie interpreteer nie. Dit was al klaar vasgestel. Dis die Romeinse ryk wat die Antichrist teruggehou het. Die oomblik toe hulle val, toe begin die Antichrist verskyn. Dan, Ron Thompson, hy sê, Paul did not identify the restraining power. They knew to be Rome, for fear of reprisals. Remember, the Christian church was under persecution by Rome. Soos byvoorbeeld keiser Diocletian, een van die wat die mees fel vervolging teen Christene gevoer het. So hulle kon nie dit skryf nie. Maar toe hy by hulle was, toe hy vir hulle gepreek het in daai gemeente, het hy vir hulle presies gesê, dis die Romeinse ryk wat terughou. Dit was nie die Heilige Gees nie. Dan, ons gaan verder met daai selfde hoofstuk, vanaf vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan, so wie is die mag agter die Antichrist? Dis Satan homself. Dan sê hy, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Hier kry ons bevestiging. Kan Satan en die Antichrist wonders en tekens doen, maar dis wonders en tekens van die leuen, verseker is presies wat die Bybel sê. En die Bybel is tog sekerlik die fondasie van ons geloof. Hy gaan verder, hy sê, en met allerlei verleiding van die ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Wat is hierdie liefde tot die waarheid? Kan ons sommer net aanneem wat waarheid beteken in die Bybel? Nee,
Onthou, die Bybel moet die Bybel verduidelik. So ons moet gaan soek vir 'n definisie in die Bybel. Nou as jy die evangelie van Johannes gaan lees, en jy kom by hoofstuk 17, dan sien jy Jesus doen 'n gebed vir sy disippels. En in vers 17 sê hy, heilig hulle in die waarheid. Hy bid vir sy disippels, so hy sê, heilig my disippels in u waarheid, u woord is die waarheid. So die Bybel definieer wat waarheid is, en die Bybel sê, die woord is waarheid. Wat is die woord? Die Bybel. Hoekom gaan hierdie mense verlore? Hoekom word hulle mislei? Want hulle het nie 'n liefde tot die waarheid gehad nie. Hulle het nie hulle Bybels gelees en bestudeer nie. Die oomblik wat jy nie jou Bybel lees en bestudeer nie, dan val jy so vir enige misleiding, want jy het geen fondasie nie. Ons moet geanker wees in die Bybel, nie in mense se gedagtes nie. In mense se denke oor hoe dinge gaan, of net in wat een of ander prediker preek nie. Daarom is dit van kardinale belang, ook in terme van dit wat ek aanbied, gaan toets elke woord wat ek sê in die hand van die Bybel. En as ek nie praat volgens wat die Bybel leer nie, verwerp wat ek sê. Maar as ek praat wat die Bybel spreek, glo dan die Bybel, omdat jy het vir jouself getoets het. Moenie staan op wat ek sê nie, staan op die Bybel. Al wat ek doen is ek wys wat die Bybel sê. Met ander woorde, ek moedig mense aan, gaan Bybel toe. Dis die fondasie. Ek sê die fondasie nie, die Bybel is. Gaan bestudeer dit. So, daar sien ons duidelik, die waarheid is dan die Bybel. Nou gaan hy verder, hy sê, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur. Hoekom ontvang hulle die krag van die dwaling? Want hulle het die waarheid gehaat en hulle die waarheid verwerp. Hulle wou nie die waarheid aanneem of bestudeer nie. Nou stuur God die dwaling. Nee, hy stuur die krag van die dwaling. Nie die dwaling self nie. Die dwaling kom van Satan af. En hy gee vir jou die pil, die antidote, teen die dwaling. En as jy dit nie wil vat nie, dan moet jy nou maar die resultaat daarvan vat. Dis amper soos iemand wat 'n hoofpyn het, en wil kla oor die hoofpyn, maar nie die pilletjie wil drink nie. Kan die persoon kla oor die hoofpyn, maar wil nie die pilletjie drink nie? Nee, dan moet jy nou maar suffer. Want dit wat jou kan help, is daar. As jy dit nie wil gebruik nie, dan moet jy die resultate kry, omdat jy nie die oplossing wil aanneem nie. So, daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. So, wat daai eerste aspek aan betref, die antichrist verskyn na die geheime wegraping, is dit Bybels. Wat het die Bybel vir ons gesê? Verseker is dit nie Bybels nie. Dan die tweede aspek, daar is 'n 7 jaar tydperk, wat mense deur verdrukking en 'n groot verdrukking op aarde gaan nadat die gelowiges weggeraap is hemel toe. Ons gaan na hom kyk saam met die idee van 'n geheime koms, van Jesus wat gaan kom soos 'n dief in die nag. So, ons kyk na daai aspekte saam, en ons begin by 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vanaf vers 16 en 17. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. Dis 'n beskrywing wat dikwels gebruik word wanneer mense praat van die wederkoms van Jesus Christus. Hulle praat in hierdie konteks van die wegraping. Is hierdie vers stil? Nee, dis waarskynlik die mees luidrugtige vers in die hele Bybel. Kyk daar, 'n geroep met die stem van 'n aartsengel. Dis nie 'n ligte geroep nie. Dis 'n hemelklike klank. Dit gaan universeel gehoor kan word. En dan praat hy spesifiek van die geklank van die basuin van God. Die hele aarde gaan dit hoor. Nou bring hulle hierdie beskrywing binne die konteks van iemand wat kom soos 'n dief in die nag. As 'n dief by jou huis wil inbreek, maar hy blaas die vuvuzela voordat hy die ruit breek, gaan hy suksesvol inbreek. Geen manier nie. Hierdie is nie stil nie. Hierdie is luidrugtig. En is presies wat die Bybel sê, dan die volgende vers. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees.
So hier gaan dit oor daai gebeure wat mense wat in die geheime wegraping glo, in die geheime wegraping leer glo. Dis daai gebeure, maar dis 'n luide gebeure. En nou gaan hy net 'n vers verder aan en nou is hy in hoofstuk 5. Maar baie mense lees hoofstuk 14. Nou het hulle klaar hulle hoofstuk gelees vir die dag, nou gaan slaap hulle. Môre begin hulle hoofstuk 15 lees. En hulle besef nie, daai brief is nooit in hoofstukke geskryf nie. Met ander woorde, hy moet aan een gelees word, vloeiend. So, hoofstuk 5, vers 1 tot 4 volg direk daarop, dan sê hy, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. En sê hulle, sien jy, die Bybel sê die Here kom soos 'n dief in die nag. Is dit wat hy sê? Nee. Hy sê die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, hy praat nie van die wyse waarop hy kom nie, hy praat van die tyd. Weet jy wanneer 'n dief by jou gaan inbreek? Nee. Die fokus hier is spesifiek die dag van die Here. Met ander woorde is 'n verwysing na tyd. En nou begin hy dit te verduidelik. Hy sê in vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou. Wat is die voorbeeld wat hulle gebruik? 'n Swanger vrou. Ons gaan nou terugkom na hom toe. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Praat hy van wyse? Nee, hy praat oor tyd. Die dag. En die voorbeeld wat hy gebruik is 'n swanger vrou. Nou waarom 'n swanger vrou? Weet 'n swanger vrou dat daar 'n baie belangrike gebeure is wat in die toekoms lê? Ja. Weet sy presies wanneer? Nee. Min of meer 'n idee, soos wat ons min of meer 'n idee het wanneer die wederkoms gaan kom. Ons weet ons lewe in die laaste dae, so ons verwag dit binnekort, maar ons weet nie presies watter dag nie, ons kan nie 'n dag vasmaak nie. Nou, daar's allerlei tekens wat wys dat die koms van die kind al hoe nader kom. Wat is daai tekens? Aanvanklik is die vrou net naar. Naderhand begin die maagie bietjie te swel, sy begin allerlei vreemde freaky krywings kry, 3:00 die oggend, ek lus vir wart lemoen en sulke tipe goed. En daarna begin sy snaaks te sit en. Sy stap nie net enig in die straat af en ewe skielik, hier is die kind nie. Daar's tekens wat wys, dit kom nader en nader en nader. Met ander woorde, daar's afwagting, maar die presiese dag kan nie bepaal word nie. Ek het 2 seuns. Die een is gebore op tyd, die ander ene 6 weke vroeg. Eerste ene 4.35 kilos, tweede ene 2.03. Jy weet nie presies wanneer hulle kom nie, maar jy het 'n goeie idee. Daar's 'n min of meer konsep van wanneer hulle gaan kom. En dis waarna hy hier verwys. So die verwysing na die barensnood van 'n swanger vrou is ook 'n verwysing na tyd en dat daar tekens gaan wees wat wys dat daai tyd nader kom, maar die presiese tyd is nie bepaalbaar nie. Goed, maar nou, hy het hier gepraat spesifiek oor die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Nou wanneer die Bybel dieselfde term 2 keer gebruik, dan kan hy nie van 2 totaal verskillende goed praat nie. Hy moet van dieselfde ding praat. As hy praat van wederkoms, dan kan dit nie ewe skielik 2 totaal verskillende goeders wees. Een ding in hierdie vers en 'n totaal ander ding in daai vers nie. Maar is nie die enigste plek in die Bybel waar daar gepraat word van die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag nie. Daar's nog 'n geval en dis in 2 Petrus 3 vers 10 tot 12. Dit sê daar, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Nou wat gebeur wanneer die Here kom soos 'n dief in die nag? Die hemele en die aarde word verbrand. Kan daar mense op die aarde wees nadat dit gebeur? Vir 7 jaar? Nee. By daai gebeure wat die Bybel beskryf as soos 'n dief in die nag, word die aarde vernietig. Nie in totaliteit nie, dit wat op die aarde is, word vernietig. Wanneer mense studie doen oor die millennium, dan sal jy sien presies wat is daai toestand van die aarde. Ons gaan nie in hierdie reeks in detail daarna kyk nie. Maar as ons hier verder lees, vers 11 en 12, dan sê dit, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie,
Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Bly iets oor? Nee. Maar hulle sê dan, wanneer die wegraping plaasvind, dan kom die Here soos 'n dief in die nag, en ander mense bly op aarde oor vir 7 jaar. Dis onmoontlik volgens die Bybel. Niks bly oor op die aarde nie. Alles wat op die aarde is, word vernietig en verbrand. So kan daar 'n laaste 7 jaar na die dag van die Here wees, wat kom soos 'n dief in die nag? Nee, verseker nie. Nou, kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 15, 51 en 52. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Hier het ons weer daai selfde. Onthou, wanneer Christus kom, toe ons gelees het in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, het ons ook gelees van daai basuin geklank van God. Hier het jy presies dieselfde. En hy gaan dan verder. Hy sê, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Nou Matteus 24 vers 35 en 36 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van die dag en die uur, dis wanneer Jesus weer kom, praat van die wederkoms, weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Wat is die fokus, op die wyse of op die tyd? Die fokus is tyd, die dag en die uur. Gaan nie oor wyse nie, die wyse word elders bespreek, maar daar spesifiek die verwysing na tyd. Ook Matteus 25 vers 13, waar dit in gelykenisvorm weergegee word, hy sê dan, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens gaan kom nie. Hy gee gelykenis, en dan word dit van toepassing gemaak, op die wederkoms, en dan gaan dit ook oor die dag en die uur. Is 'n verwysing na tyd, nie na wyse nie. Dan ook, hoofstuk 24 vers 27, hier het ons nou met die wyse te doen, nie met die tyd nie. Hier sê hy, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Ek het toe ek 'n kind was, 'n absoluut doodse vrees gehad vir weerlig. As weerlig begin slaan, dan is ek onder die bed. En ons het oorkant 'n eysterkoppie gebly, wat beteken die weerlig het geslaan, laat dit klap. Ek het my bes probeer om die weerlig nie te sien nie. Onder die bed ingekruip, my oë toegeknyp. Ek het nog steeds deur toe ooglede die weerlig gesien. Is dit moontlik? Natuurlik, daai geweldige flits. Jy sien dit, al is jou oë toe. Daar is 'n manier hoe hierdie nie gesien gaan word nie. En weerlig is nie iets wat jy assosieer met iemand wat op die wyse van 'n dief probeer kom nie. Dit gaan 'n sigbare, wêreldwye gebeurtenis wees. Elke oog gaan dit sien. So, die aspek van 7 jaar tydperk of 'n laaste week wat afgesny word, is dit Bybels wat, onthou in daai 7 jaar sê hulle mense bly op die aarde oor, verseker nie, dis nie 'n Bybelse konsep nie, en is dit 'n geheime koms, hy kom soos 'n dief in die nag, ook nie. Daar bly een oor, die gelowiges word saamgeneem en die ongelowiges word agtergelaat. Onthou, dis die kruks. Gelowiges word eerste gevat, ongelowiges bly agter. Kom ons gaan toets dit aan die hand van die Bybel. So, Matteus 24 vers 37 tot 41 sê, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Let op, volgens die Matteus weergawe word hulle weggevoer. Sommige mense sê, ja, is korrek. Hulle word weggevoer hemel toe, as hulle in die geheime wegraping glo. Maar is dit wat die Bybel probeer sê? Die oomblik wat die Bybel vir jou dieselfde verhaal 2 keer gee, dan moet jy daai 2 weergawes met mekaar vergelyk. 2 redes om hulle te vergelyk. Die ooreenkomste vertel vir jou dis dieselfde verhaal, die verskille gee vir jou meer inligting om dit korrek te kan verstaan. So, ons kry dit nie net in Matteus 24 nie,
Ons kry dit amper verbatim in Lukas hoofstuk 17 ook. Kom ons gaan kyk daarna. Hierso net 'n tweede gedeelte, 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander ene word verlaat. Nou Lukas 17. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal ook dit wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Wat beteken weggeneem in die vorige een? Beteken dit weggeneem hemel toe? Nee, in die parallel beteken weggeneem vernietig. Goed, so na wie moet dit verwys? Die gelowiges? Nee, gelowiges word nie vernietig nie. Dit moet verwys na die ongelowiges. Onthou daai gedagte, ons gaan bietjie dieper delf in daai ene in. So, in beide gevalle het al 2 verhale gesê, soos dit was in die dae van Noag. So waar moet ons gaan kyk wat gebeur het, om dit beter te verstaan? Al 2 sê, die dae van Noag. Nou kan ons duimsuig wat hulle probeer sê oor die dae van Noag. Of het hulle die Bybel gehaat om te gaan naslaan wat gebeur het? Natuurlik het hulle die Bybel gehaat. Genesis 7 vers 23. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Hulle is verdelg van die aarde af, so hulle is wat? Weggevoer. Hulle is vernietig. En net Noag het oorgebly en die wat by hom in die ark was. So wie's geneem en wie het gebly? Die ongelowiges wat gelewe het voor die vloed, is weggevoer en vernietig. Die gelowiges het gebly. Wat leer die geheime wegraping leer? Die gelowiges word geneem en die ongelowiges bly. Dis presies die teenoorgestelde van wat die Bybel sê. Ons het dit al 2 keer gesien. Maar dis nie genoeg bewys nie. Kom ons gaan kyk of ons nog bewys in die Bybel daarvan kry. Lukas hoofstuk 17, vers 34 tot 37, vertel vir ons die volgende. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 vroue sal saam maal. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op die land wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? Waarvan praat hulle as hulle vra waar, Here? Kom ek illustreer dit. Floris, sal jy my gou kom help asseblief? Ek en Floris is daai 2 waarvan hulle praat. Kom staan vir my aan die kant asseblief. Ek en Floris is in die land. Ons is besig om in die land te werk. Een word geneem. Een word agtergelaat. As hulle vra, waar, Here, wil hulle weet waar's Floris of wil hulle weet waar's ek? Onthou, ons is in die land. Ek word geneem. Waar's Floris? Hy's in die land. So as hulle vra, waar, Here, vra hulle nie waar's Floris nie. Hulle vra, waar is ek? Want ons albei was in die land, maar ek is geneem. Hulle wil nie weet waar's Floris nie. Hulle wil weet waar's die een wat geneem is. Kyk wat antwoord Jesus. En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoël saamkom. So wat het met my gebeur? Ek's weggevoer, ek is vernietig, my liggaam lê daar. Liggaam nie opgevaar hemel toe nie. Die vraag oor wie is geneem gaan oor die, of die vraag waar, Here, gaan oor die een wat geneem is. Floris, ek is bly jy het jou woorde onthou. Dankie. Goed. So wie word geneem? Die ongelowige. Die gelowige is die ene wat bly. Dis wat die Bybel leer en vir die 3de keer sien ons dit. Maar dit is nog steeds nie genoeg nie. Kom ons gaan kyk na nog 'n bewys in die Bybel van wie word eerste geneem. Ons gaan na Matteus hoofstuk 13. Hier het ons te doen met 'n gelykenis wat Jesus vertel het en later verduidelik hy sy gelykenis. En 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in die land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan, en toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer,
het hy dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê, maak eers die onkruid bymekaar. So wie word eers geneem? Die onkruid word eers geneem, en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring my koring bymekaar in my skuur. Onthou, die koring en die onkruid groei saam, tot die oestyd toe. Dan word die onkruid geneem en in bondels gebind. Wat bly oor? Die koring. Nadat die onkruid bymekaar gemaak is en in bondels gebind is om in die vuur gewerp te word, en net die koring oorbly, dan word die koring bymekaar gemaak in die skuur. Nou die skuur is 'n metafoor vir die hemel. Nou is my interpretasie hier korrek. Ons moet gaan toets. Die disippels was onseker wat dit beteken en Jesus verduidelik dit toe nou vir hulle. So, vanaf vers 36 begin Jesus om dit vir hulle te verduidelik. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Dis die ongelowiges. Wie's eerste geneem volgens die gelykenis? Nie die gelowiges hemel toe nie. Die ongelowiges, die onkruid is gebind in bondels, en daarna het die koring oorgebly en is toe eers geneem hemel toe. Hy gaan nog verder, hy sê, en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. So die engele kom maak eers die onkruid bymekaar. Die ongelowiges, hulle word vernietig, hulle word weggevoer. Net die koring bly oor. Wanneer die skeiding tussen die koring en die onkruid voltooi is, eers dan word die koning bymekaar gemaak in die skuur. So, vers 40, net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit die koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. So, wat die vierde aspek aan betref, gelowiges word saamgeneem en ongelowiges word agtergelaat. Is dit wat die Bybel leer? Nee, presies die teenoorgestelde. Nou moet ons onsself afvra, maar as hierdie dan so duidelik nie Bybelse leer is nie, waar kom dit vandaan? Hoe het dit ontstaan? En hier gaan ons nou 'n skakel kry tussen van die vorige lesings, wat gegaan het oor profesie, Daniël 7, Openbaring 13, en dan die ontwikkeling van leerstelling tot in ons tyd. Dan gaan ons sien, wat meeste kerke vandag, veral evangeliese kerke vandag glo, is nie protestante leer nie, maar is eintlik Rooms-Katolieke leer. Kom ons gaan kyk daarna. Waar kom die geheime wegraping leer vandaan? Verskeie hervormers het na die pausdom verwys as die antichrist, en is nie net 'n paar van hulle nie, die oorgrootte gros van hulle het duidelike identifikasie gemaak en gesê die pausdom is die antichrist mag. Dan, die Jesuïte raak betrokke by wat genoem word die teenreformatie. Hulle hou nie van die idee dat die hervormers sê maar die pausdom is die antichrist nie. Die Jesuïte orde word in die lewe geroep deur Ignatius Loyola en sy vriende, en hulle primêre funksie is om die vinger te laat wegwys iewers elders. So, hulle verdedig dan die pausdom. Nou, 'n man met die naam Louis de Alcazar, hy lewe van 1554 tot 1613, hy kom dan vorendag met die idee van preterisme. Nou, preterisme is die idee dat die antichrist gelewe het iewers in die verlede. Nou, hulle het verskillende identifikasies wat hulle dan maak van hom, maar een van daai identifikasies is dat die antichrist Antiochus IV Epiphanes is,
en wat hy gedoen het in 165 voor Christus, kan hy die anti-Kris wees vir die Bybel van praat? Nee, hoekom nie? Wat hy doen, waar hy die tempel gaan ontheilig het, gebeur in 165 voor Christus. Paulus praat van 'n anti-Kris wat nog moet kom. So of Paulus het nie die vaagste benul gehad waarvan hy praat nie, of hierdie man is nie die anti-Kris nie. Maar hoekom beweer hulle hy is die anti-Kris? Weens sekere aksies wat hy geneem het. Hy het die tempel ontheilig en dan die tempel in Jerusalem hertoegewy aan hulle afgod Zeus. So was daar ontheiliging van die tempel, verseker dit was, maar beteken dit hy is die anti-Kris? Nie die anti-Kris wat Paulus na verwys nie, kan nie wees nie. Dan 'n ander man, Francisco Ribera, hy kom dan op met die idee van futurisme en hy sê, die anti-Kris is 'n persoon wat op die toneel gaan verskyn net voor, let mooi op, net voor die wederkoms van Christus. So ten minste was hy kronologie nog soos wat 2 Tessalonisense 2 vir ons vertel. Maar hy kom dan met hierdie idee op en hy sê, die anti-Kris is 'n individu, met ander woorde 'n persoon, dis wat meeste kerke vandag glo. Hulle sê, hy gaan die tempel herbou in Jerusalem, dis wat baie van die kerke vandag glo. Hy gaan voorgee dat hy God is, en hy gaan die twee getuies waarvan Openbaring praat, hy gaan hulle doodmaak. Nou, hy sê ook hierdie persoon gaan die wêreld oorheers, en hy sê dan die 1260 dae, 42 maande, 3,5 jaar, wat ons in die verlede en van die vorige lesings al teëgekom het, dit is letterlike dae, maande en jare. Hoekom wil hy van daai tydperke ontslaa raak? Hoekom wil hy nie die dagjaar beginsel gebruik nie? Van die oomblik wat jy die dagjaar beginsel gebruik, dan identifiseer jy altyd die anti-Kris as die pausdom. En hy wil dit nie hê nie, maar onthou, hy is 'n Jesuïet. So natuurlik gaan dit sy doel wees. Nou, sy leer word opgetel deur kardinaal Robert Bellarmine, wat dit verder ontwikkel, en hy staan uitgesproke teen die historiese interpretasie, veral teen die dagjaar beginsel van 1260 dae, 42 maande ensovoort. Hy sê dis letterlike dae en maande. Hoekom doen hy dit? Weereens, as jy dagjaar beginsel van toepassing maak op die profetiese teks, dan moet die pausdom die anti-Kris wees. Daar is niemand anders wat so geïdentifiseer kan word nie. Dan, Manuel de la Cunza, paar jaar later, nou daai essay na sy naam, dit sê vir jou, hy behoort in die Society of Jesus, met ander woorde, hy is 'n Jesuïet. Hy kom dan en skryf 'n boek, maar hy skryf hom in Spaans, as jy die naam vertaal, dan sit The Coming of Messiah in Glory and Majesty. Maar hy skryf die boek onder die skuilnaam Rabbi Ben Ezra. Hoekom doen hy dit? Hoekom sê hy nie net, ek is 'n Rooms-Katolieke Jesuïet wat hierdie boek skryf nie? Want hy glo die oomblik wat hulle dink dis 'n rabbi wat hierdie geskryf het, gaan hulle dit meer geloofwaardig vind. Dan gaan hulle dit makliker aanvaar. Nou, hy kom dan op met baie nader aan wat ons vandag ken as die geheime wegraping konsep. En daarso sien jy die binneblad, jy sien daar dat dit die naam vir jou gee in Spaans, en dan sê dit ook Juan Josafat Ben Ezra, dis aan die skuilnaam waaronder hy skryf. Nou 'n man met die naam Edward Irving, hy lees dan daai boek en vertaal daai boek uit die Spaans uit in Engels, en hy noem dit The Coming of Messiah in Glory and Majesty with a Preliminary Discourse, want hy het alreeds sekere ander sienings, hy maak die leerstelling van Ben Ezra, hy buig dit nog bietjie nader aan die konsep wat ons vandag het van 'n geheime wegraping. En hy staan 'n predikant daar in Skotland, en hy het 'n meisie wat in sy gemeente is op daai stadium, toe sy die visioen gehad het, was hy 15 jaar oud in 1830, en Margaret MacDonald het dan, sommige bronne sê 'n droom, ander sê 'n visioen, maak nie regtig saak watter een van die twee nie, by die een is jy wakker, by die ander een is jy nie wakker nie, en sy dan hierdie droom of visioen oor 'n wegraping, oor die gelowiges wat weggeneem word en die ongelowiges wat bly. Vestig ons geloof op dit wat 'n 15-jarige oue meisie in 1830 gedroom het, of werk ons volgens die Bybel? Ons moet werk volgens die Bybel. So, sy dan hierdie droom gehad oor die geheime wegraping, en 'n man met die naam John Darby
gaan besoek hierdie area, want hy wil meer weet oor hierdie droom ensovoorts. En baie sê, hy het sy idee van die geheime wegraping van McDonald afgekry. Ek glo dit nie, vir een eenvoudige rede. 3 jaar voordat hy haar besoek het en met haar gesels het van sy skrywes al klaar die grondslag van die geheime wegraping al klaar vertoon. So sy het eerder net bevestig wat al klaar in sy gedagtes aangegaan het. Wat beteken sy het sy leer of sy idee daaroor versterk. Sy is nie die oorsprong enigsins daarvan nie. En hierdie John Darby word dan genoem die vader van dispensationalisme. Onthou ons het gesê, die geheime wegraping leer is 'n klein onderafdeling van die groter dispensasie leer. Nou hy is die vader van die dispensasie leer. En hy mors dan die manier hoe mense die Bybel lees, totaal en al op. Dis onder andere volgens daai dispensasie leer, wat mense kom aan die idee, dat ons is nie onder die wet nie, ons is onder genade, en die wet het niks meer met ons vandag te doen nie. As daar nie 'n wet is wat jou aankla en jou skuldig vind nie, hoekom het jy genade nodig? Dis 'n baie strak onderskeid tussen daardie tydperk en die volgende tydperk en die volgende tydperk wat daarna moet kom. Is 'n nuwe idee, dit nooit deur die eeue bestaan nie. So, 'n ander man met die naam Cyrus Ingerson Schofield, hy skryf dan die Schofield Bybel, wat tot vandag toe 'n redelike bekende Bybel is. Sy Bybel verkoop wêreldwyd fenomenaal goed, want in sy Bybel sit hy voetnotas. En sy voetnotas in sy Bybel promoveer die geheime wegraping konsep. So mense wat sy Bybel koop en dit lees, hulle interpreteer die Bybel nie volgens hulle eie studie nie, maar volgens sy idees van die geheime wegraping. Hulle lees byvoorbeeld, die dag van die Here gaan kom soos die dief in die nag, en hy sê, kan jy sien, hy kom skelm en hy vat die gelowiges weg. Maar dis nie wat die teks werklik sê nie. Nou, sy voetnotas van die geheime wegraping konsep beïnvloed dan hoe mense dit lees, en daai leer word aangeneem en aanvaar wêreldwyd. Een van die gewildste Bybels van sy era. Nou, baie mense sê, wat maak dit saak? Maak dit saak of ons in die geheime wegraping glo of nie? Dis mos nie 'n saak van saligheid nie. As ek dit glo, kan ek hemel toe gaan, as ek dit nie glo nie, kan ek ook hemel toe gaan. Nou, ek stem saam, dis nie direk 'n saak van saligheid nie, maar ek is met my hele hart, my wese oortuig, indirek is dit 'n saak van saligheid. Kom ek verduidelik waarom. Die geheime wegraping is dan nie direk 'n saak van saligheid nie, maar dit beïnvloed wel of ons met die merk van die dier te doen gaan kry of nie. En dit is 'n saak van saligheid. Wat bedoel ek? As gelowiges weggeraap word hemel toe, voordat die anti-kris verskyn, moet hulle ondersoek doen oor wat die merk van die dier is. Nee, wat maak dit saak? Hulle gaan nie daar wees nie. Hulle is mos weggehou daarvan. Hulle gaan mos nie deur die verdrukking en die groot verdrukking nie. Maar dit beteken dat as hulle wel blootgestel is, as hulle verkeerd is in hulle siening, dat hulle weggeraap gaan word voor die anti-kris kom, dan gaan hulle nooit ondersoek doen oor die merk van die dier nie. En wat gebeur as jy die merk van die dier ontvang? Kan jy hemel toe gaan met die merk van die dier? Kom ons gaan kyk wat sê Openbaring 14 vers 9 en 10. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En daar lê die gevaar. Die geheime wegraping is nie die bepalende faktor nie, maar dit het wel 'n invloed. So, maak dit saak of ons in die geheime wegraping glo of nie, of ons in die geheime wegraping glo of nie, kan ons nie in die hemel inkry nie, maar dit het die potensiaal om ons uit die hemel uit te hou, want ons kan dan die merk ontvang, omdat ons nie die anti-kris raak sien en herken vir wie hy is en wat hy gaan doen nie. So, dit mislei ons om op ons hoede te wees vir die merk van die, om nie op ons hoede te wees vir die merk van die dier nie. Dit maak dit half in 'n
in 'n gesuste toestand is, hoef jy daaroor te bekommer nie. En die volgende ding, vat jy die merk, en dis waar die moeilikheid begin. Ons volgende lesing, wat om te weet oor die wet, daar is 'n Babelse verwarring, wanneer dit kom in die Christendom, oor wat die wet is, en of dit van toepassing, en wat van toepassing is, op Christene al dan nie. Baie mense kategoriseer alles wat in die Ou Testament staan as wet. Maar onthou, die vroeë kerk het geen ander bron gehad as die Ou Testament nie. En die hele Nuwe Testamentiese teologie is gebou op die Ou Testament. Onthou, Paulus het nie geweet toe hy sy briewe skryf, hierdie gaan deel van die Bybel wees nie. Dis eers jare na sy dood, waar daar bepaal is, maar hierdie boeke is wel deel van die geïnspireerde skrif. Eers jare daarna het dit deel van die Bybel geword. En ons moet reg verstaan wanneer hy praat van, ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder genade. Ons moet reg verstaan presies waarna hy verwys, en dit is presies wat ons môre aand gaan kyk. So moet dit nie misloop nie, maar vir nou, kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid om die woord te ondersoek, om te kyk wat die Bybel vir ons leer oor die geheime wegraping. En is my gebed, Here, dat U deur U Gees, elkeen wat hierdie studie gaan verder voer, wat weer vir hulle self gaan ondersoek wat die Bybel leer, dat U hulle sal 'n helderheid van verstand gee, insig sal gee in U woord, dat hulle kan sien wat die Bybel werklik leer. En Here, help ons om nooit te dink dat ons die Bybel nie nodig het nie, want die Bybel en die Bybel alleen is die fondasie van ons geloof. So leer ons, lei ons in U woord. Deur die Heilige Gees, bid ons in Jesus naam. Amen.